Heidi en Clara het vanoggend baie vroeg wakker geword. Meneer Seseman, Clara se pappie, sou vandag huis toe kom. Hy het 'n telegram gestuur om te sê dat hy vandag kom. Meneer Seseman, kom! Maak gauw, meneer Seseman, kom! Nou al? Het is vreeslik. Eindelijk. Papa kom en hy's gaaf. Jy sal sien. Ek is so bly. Kom, ek kan jou nie sê hoe bly nie. Goeiedag, Sebastian. Welkom thuis, meneer Seseman. Dankie, Sebastian. Ons sal later gesels. Daar is baie om te bespreek. Jy was hier 'n keer lank weg. Goeiedag, Tenet. Goeiedag, juffrou Rottenmeier. Hartlik welkom thuis, meneer Seseman. Het my dogter al opgestaan? O ja, natuurlijk. Al ure gelede sy kon nie meer wag om u te sien nie. Het die kleintjie uit Switserland ook al opgestaan? Toe ek haar laas gesien het, was sy al op. Asseblief, meneer Seseman, wag net 'n oomblik. Ek is jammer dat ek hier so gou na u tuiskoms daarmee moet lastigval, maar u weet nie wat ons hier deurgemaak het nie. Daar is skipseltjie. Ek wil Clara graag eers sien. Ons sal later gesels. Sebastian, bring asseblief die kleinste van die 2 tasse op na my dogter se kamer. Goed, meneer Seseman. Clara! Uiteindelik. Ek is weer by die huis, Clara. Papi kom nooit weer nie. Eindelijk. Maar Clara, hoe kan jy so sê? Ek kom ons altyd huis. Wag dat ek jou sien, my kind. Is jy nog steeds so mooi? Ek het jou 3 Luister nou eers maande na my, laas papa. gesien. Ek wil papa aan iemand voorstel. Ja, jy is nog net so mooi, indien nie nog mooier nie. Luister na my, papa. Ek wil papa aan iemand voorstel, my beste vriendin. Papa, dis Heidi. So, dan is jy die klein Heidi. Ja, kus. Heidi, dis my papa. Is hy nie nes ek jou vertel het nie? Dit is vir my 'n plesier om jou te ontmoet, my kind. Goeiedag. Wel, hoe kom jy en my dogter oor die weg? Ek ken haar. Ek weet hoe hardkoppig sy kan wees as sy die dag wil. Julle twee beklei seker dikwels, maar moet jou nie laat onderkry nie. Clara het gewoonlik die laaste woord. Ek kan my dit goed voorstel. Jy sê haar 1000 keer dieselfde ding en dan moet jy elke keer weer van voor af begin. Hi papa, maar papa vertel mos nou love stories. Wat moet Heidi van my dink? Hy speel net. Ons twee het nog nooit gestry nie. Is dit waar, Heidi? Hoekom sal ons dan beklei? Ja, dit lyk of julle mekaar goed verstaan. Ek is bly daaroor. Wel, as dit waar is wat julle sê, dan lyk dit asof julle 'n beloning verdien. Kom kyk net wat het hy hier, Heidi. Hierso, Clara. Dankie papa, baie dankie. Heidi. Is dit regtig vir my? Natuurlik. Is daar dan nog 'n ander Heidi hier? Nee, daar's net een Heidi hier. Baie dankie meneer Seseman. O, maar dis mooi. Dis regtig baie mooi. Dis die mooiste pop in die hele wêreld. Heidi het van die eerste oomblik af van meneer Seseman gehou. En dit was nie net oor die pop nie. So eenvoudig is dit nie. Vandat hierdie kind hier is alles hier deurmekaar. Alles is onderstebo. Ek het heeltemal beheer verloor. Sy het genaamd gemaniere en sy eet haar vleis met haar vingers. Ek dink soms ek word mal. Ek is absoluut sprakeloos. So. Dit kan tog nie heeltemal so erg wees nie, want u praat daarom nog. Dit lyk asof Clara baie van haar hou en dis al wat tel. Clara is veel te intelligent om van so 'n skepseltjie te hou. Sy bring muise en katte en draaiorgelspelers saam huis toe. Draaiorgelspelers? Ja, dis vreeslik. Wie weet wat sy nog hier gaan aandra. En buitendien het sy juffrou Clara se voeltjie laat wegvlieg. En dan die broodjies. Sy het elke dag broodjies gesteel en in haar klerekas weggesteek. Baie keer verdwyn sy eenvoudig en geen mens weet waar sy rondflinter nie. Nee, die kind is nie eenmaal wild, sy sal altyd wild bly en ek wil liever nie weet hoe dit daar by haar huis gaan nie. Weet u dat sy nog nie eers die alfabet ken nie? Baie keer dink ek dat sy nie heeltemal reg in haar kop is nie. Bedoel u die kind is nie normaal nie? Ja, dis wat ek bedoel. Alles wat sy doen, dui daarop dat sy abnormaal is. Sy praat ook van sulke snaakse goed van bokke en van steenbokke en sulke goed. En stel u dit net voor, sy fluit op haar vingers. Ek kon gelukkig verhoed dat sy juffrou Clara ook leer om dit te doen. Sy is besig om al my opvoeding weer tot nut te maak.
As u net weet wat ons hier deurgemaak het. Ek is ratop met die kind. Ek weet nie wat om met haar aan te vang nie. Ons moet nog aan mooi name vir ons poppe dink. Jy het daar mooi vlegsels gemaak. Nou ja, julle twee. Speel julle lekker. Ag, Heidi, wees so gaaf en gehalf my glas water in die kombuis. Die glase is. Ag, te net weet waar die glase Moet is. ek koue water gaan haal? Ja, yskoue helder vars water. Ja, ek het verstaan. Ek sal gou hardloop. Ek is nou terug. Nou ja, Clara. Ek het 'n paar belangrike vrae vir jou. Beantwoord hulle asseblief eerlik. Sê my, het jy al iets aan Heidi opgemerk wat vir jou onnatuurlik is? Juffrou Rottenmeier is bekommerd. Sy dink nie Heidi is heeltemal normaal nie. Van jou antwoord hang dus baie af. As sy reg is, moet ons Heidi huis toe stuur. Heidi is net so normaal soos ek, sy's 'n liewe dogtertjie. Dis nie waar wat juffrou Rottenmeier sê nie. Sy kan Heidi net nie verdra nie. So. Heidi is net nie gewoond daaraan om in 'n stad te bly nie. Juffrou Rottenmeier sê ook dat sy nog nie eers die alfabet ken nie. Ja, dis ongelukkig waar. Maar dis glad nie omdat sy dom is nie. Sy dink net gedurig aan die berge, dis al. Sy's so lief vir die berge. Heidi dink altyd aan die berge. Ja, sy's nie gelukkig hier nie. Sy wil terug aan berge toe. Sy mis die bokke en haar vriende. Sy wil met die hond speel, in die sonsondergang sien en haar oupa help. Ag so, dit wil al lyk asof sy heimwee het. Maar ek wil nie hê dat sy weer moet huis toe gaan nie. Ek hou van haar. Vandat sy hier is alles baie lekkerder. Ek het nog nie eendag verveeld gevoel nie. En sy het dit ook goed bedoel toe sy die muise en die katte hier na my kamer toe gebring het. Sy wou net naby haar vriendjies wees. Sy's vreeslik lief vir diere. Ag, laat haar bly. Dit lyk of julle twee goeie vriende geword het. O ja, Heidi is die allerbeste vriendin in die hele wêreld. Papa moet net hoor wat 'n mooi storie sy kan vertel. En as sy lag, dan moet ek altyd saam lag. Ag, papa moet dat sy die hond vir papa namaak. Wat is dit, papa? Wag, papa, jy asseblief moet haar nie wegstuur nie. Ek dink ons sal maar vir Heidi hier hou. Maar ek wil eers die ander nog oor haar uitvra voordat ek gaan besluit. Sebastian, stuur tog asseblief die kleindogtertjie na my toe. Goed, meneer. Sy moet iewers onder in die kombuis wees. Ek het haar gestuur om vir my water te gaan haal. Ek weet. Tannie het iets verloor. 'n Sokkie. Tannie het 'n sokkie laat val. Dankie. Doen my 'n guns toe. Steek die sokkie in my voorskoot se sak. Goed. Daar sy. Dankie kinders, gaaf van jou. Weet Tannie of hier 'n fontein is waar 'n mens vars ijskoue water kan kry? Ja, ek weet van een, ek is op pad daarheen. Kom maar saam met my. Gaan Tannie wasgoed was? Maar jy vra snaakse vrae, wat anders sal ek nou daar gemaak het. Kom ons gaan. Mens, weet jy hoe pyn my rug Ekskuus tog asseblief, ek wil by die fontein uitkom. Jy moet maar self probeer deurkom, hoor. Die fontein is daar binne.
Wat staan jy hier rond? Kinders het niks nie verloor nie. Ek kan my glad nie voorstel waar sy nou weer heen geloop het nie. Gaan soek jy oorkant, ek soek hier. Hierdie kind is net verskriklik. Dis net soos sy is. 'n Mens is geen oomblik van die dag seker van haar streke nie. Hier het sy alles wat sy nodig het, maar nee, sy het alweer weggeloop. Weet Tannie waar ek 'n fontein kan kry? Net reguit aan en dan regs. Dankie Tannie. Stel jou dit voor. Hy het my sowaar gedreig om my hier op te sê omdat die kinders so ras. Ai. Daar's 'n fontein. Uiteindelik vars water. Ijskoud, net soos meneer Seseman dit wil hê. Goeiedag, meisietjie. Hoe lyk dit? Kan ek ook 'n slukkie water kry asseblief? Ja, natuurlik. Drink maar oom, hier is my beker. Dankie. Is dit lekker? Is die water koud genoeg? O ja, is baie lekker. Dankie, hier is jou beker. Totsiens oom. Totsiens. En nou, kleintjie, waarheen vat jy die water nou? Na meneer Seseman toe. Wat? Waarheen na meneer Seseman? Ek dacht hy het lopende water in die huis. Jy loop deur die hele stad en hy het water in die huis. Hy het nie sulke water nie. Hy het gesê ek moet vir hom water gaan haal, maar hy wou ijskoue water hê. En toe kom haal ek dit. Dan groet ek maar. Ek hoop die water is koud genoeg vir hom. Totsiens, meisietjie, dit was gaaf om met jou kennis te maak. Onthou om groete te sê. Toe ek hom daarom vertel wat ek daarvan dink. Ek het gesê as hy nie wil hê my kinders moet staan en lawaai maak nie, moet daai aaklige hond van hom nie van die môre tot die aand staan en blaf nie. As sy net uitgegaan het om vars lug te skep, dan was sy lankal weer hier. Nee, ek het 'n gevoel hierdie keer het sy vergoed weggeloop en dit jy's nou dat u huis toe gekom het. Ek het ten minste 'n bietjie dankbaarheid verwag. Al u vrygewigheid was verniet. Glo my, meneer Seseman, sy's nie normaal nie. Die kind is 'n gevaar. Ek het net die hele stad deur na haar gesoek. Ons kry haar nêrens nie. Nou, het ons regtige katastrofe. Ek sal haar self gaan soek. En bewaar haar siel as ek haar kry. Ek smeek jy, meneer Seseman, stuur haar tog terug. Mens kan dit nie uithou nie. Sebastian, kry die koets gereed. Heidi? Ja? Het jy net water gaan haal? Hoekom het dit so lank gevat? Ek kon eers nie 'n fontein kry nie. Versigtig. By die meeste fonteine wat ek gekry het, was daar so baie mense dat ek glad nie kon deurkom nie. Ek is jammer dat ek so lank geneem het, maar daar was 'n man en hy het gesê die water was regtig baie lekker. Baie dankie daarvoor, my kind. Dit lyk my jy het baie moeite gedoen om die water te kry. Ah, lekker. Is die water koud genoeg? Is die water koud genoeg? Ja, dit is koud genoeg.
Dit is die lekkerste water wat ek nog gedrink het. Ek het amper vergeet. Daar was 'n man by die fontein gewees. Hy het gesê ek moenie vergeet om groete te sê nie, meneer Seseman. Hy het 'n wandelstok met 'n perdekop gehad. Nou, wie kon dit gewees het? Hier, Sebastian. Sy hare is heeltemal wit en hy was al baie oud en hy was baie gaaf vir my. En dan het hy nog daai mooi wandelstok. Hierdie beskrywing pas die dokter. Hy het so 'n wandelstok. Hy was seker baie verbaas dat pappa vir Heidi gestuur het om te gaan water haal. Die hele pad hierdie stad en dit vir 'n enkele glas water. Ons sal maar hoor wat hy volgende keer sê as hy kom. Hi, wat is dan so snaaks? Ek weet glad nie hoekom julle so lag nie. Dit glo ek goed, my kind. Kom 'n voeltjie na my toe, sit hom neer op my voet. Met 'n brief in sy bekkie van sy moeder 'n groet. Mag ek u 'n oomblik stuur, meneer Seseman? Ja, natuurlik. Ek wou in elk geval met u gepraat het. Ek het intussen besluit om Heidi hier by ons te hou. Ek het Heidi die afgelope paar dae goed dopgehou. Vir my lyk sy heeltemal normaal. En buitendien gaan dit baie beter met Clara vandat sy hier is. Ek begryp dat dit vir u moeilik is. Dit kan u weer sê. Ja, presies. Ek weet dat u die afgelope tyd baie probleme gehad het, juffrou Rottemeier, en dat u nie maklik met Heidi oor die weg kon kom nie. En om dit vir u 'n bietjie makliker te maak terwyl ek weg is, het ek my moeder gevra om intussen hierheen te kom. Wil u sê mevrou Seseman kom hierheen? Ja, dis reg. Ek weet baie goed hoeveel u vir ons en veral vir my dogter doen, en dis daarom dat ek wil hê dat my moeder u daarmee moet help. Maar My moeder kom goed met kinders klaar. U het tog niks daarteen nie, het u? Nee, inteendeel. Ek waardeer die vriendelikheid baie. Waarom sou ek iets daarteen hê dat u moeder kom? Maar dis gaaf. My moeder sal die kind by u oorneem en dan kan u beter na Clara omsien. Ek sê vir u baie dankie. U sal sien, hierdie keer sal dit goed gaan in die huis terwyl ek weg is. En toe julle twee? Daar's jou pa, Clara. Goeiemôre meneer Seseman, het jy lekker geslaap? Ja, ek het lekker geslaap. Goeiemôre, Heidi. Maar Clara, moet nou nie so hartseer wees nie. Was die laaste paar weke dan nie vir jou lekker nie? Hoekom sê pappa weke? Dit was net 10 dae gewees. Luister mooi, ek sal mos weer na volgende maand terug wees en dan sal ek langer by die huis bly. Ek beloof jou. Och, pappa beloof dit elke keer. Hoeveel keer het pappa gesê, die keer sal pappa langer bly, en dan het pappa net weer die tasse gepak en weggegaan. Maar pappa kan dit nie help nie. Ek is jammer, ek moes nooit sulke vreeslike goed gesê het nie. Ek is regtig nie 'n goeie pa nie, maar ek dink hierdie keer het ek 'n verrassing vir jou waaroor jy baie bly sal wees. Luister jy, ouma. Ouma, kom hier na toe. Wanneer kom sy? Hoe lank gaan sy bly? Kom sy reg? Ja, sy kom regtig. Ek weet nie hoe lank sy gaan bly nie, maar sy is al klaar weg van haar huis af. En nou straal die gesiggie weer, né, Clara? Oh, dankie, ek het pappa so lief. Oh. Ek is ook lief vir jou, my kindjie. Pas jouself goed op, Clara. Heidi sal my oppas. Totsiens, meneer Seseman. Mooi ry. Kom gou weer. Mooi ry, pappa. Totsiens. Totsiens. Totsiens.
Totsiens. Moenie hartseer wees nie, julle twee. Totsiens. Kom toe gou weer terug. Ry totsiens. Totsiens, papa. Hi Clara. Wat 'n soort ouma is dit waarvan jou pa gepraat het? My ouma natuurlik, wie anders? O, Jy sal regtig baie van haar hou. Sy's regtig dierbaar, jy sal net sien. Pieter het ook 'n ouma. Jy weet mos die wit broodjies. En my ouma eet ook graag witbroodjies. En jy moet haar asseblief tog van die ander ouma vertel, hoor. Sal sy daarvan hou? Sy sal baie van die storie van jou broodjies hou. My ouma hou daarvan om te lag. Nee, Sebastian? Ja, jou ouma se dame met 'n baie goeie sin vir die humor. Sy het glad een keer die sop vir die arme toe net weggesteek. En sy het een keer die moue van Sebastian se baadjie toe gewerk. Heidi, klim nou af daar asseblief. Meneer kandidaat wag al lankal. Ek kom nou. Heidi was baie nuuskierig om Clara se ouma te sien en uit te vind of sy regtig so gaaf was soos Clara vertel het. As sy tog net wou kom. Maar dit sou nog 'n rukkie duur voor die ouma kom. En juffrou Rottenmeier en meneer kandidaat kom maar net nie met die kind oor die weg kom nie, soos hulle dit uitgedruk het. En Heidi het self ook 'n paar keer die aardigste idees gekry. Sy het Clara merkwaardige stories oor die berge vertel. Clara het dit alles baie interessant gevind, maar juffrou Rottenmeier het geen geduld gehad met Heidi se stories nie. Toe Clara se ouma uiteindelik aankom, het sy vir Clara en Heidi 'n verrassing saamgebring waarvan die twee nog nooit eers gehoor het nie. Hulle kon maar net nie oor hulle verbasing kom nie. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Hi.